is vanaand Paus Franciscus luisterryk deur duisende rouklaers gegroet. En die polisie soek hulp om 3 van sy beamptes op te spoor wat vermis word. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans op SABC2. Goeienaand. Paus Franciscus is vandag in Rome, Italië te ruste gelê. Die geleentheid is bygewoon deur minstens 400.000 rouklaers, tientalle politieke leiers en verskeie koninklikes. Hy is die eerste paus in meer as 100 jaar wat gevra het om buite die Vatikaan begrawe te word by die Basilika van Santa Maria Maggiore. Weens tegniese uitdagings kan ons tans nie beeldmateriaal uitsaai nie, maar om ons meer oor die dag te vertel, stel ek nou ons joernalis Marlenae Forsie aan die woord. Marlenae, wat het vandag gebeur? Goeienaand, Lizaan. So, vanaand was 'n baie belangrike dag. Dit was 'n belangrike dag geweest. Van daai 400.000 mense was omtrent 250.000 mense in die St. Peters Basilika. So dit was geweldig mooi. As mens kyk na die beeldmateriaal, jy die rooi gehad van die priesters en die kardinale. Dit was pragtig. Maar voor dit het hulle die paus deur Rome gery. So hy het, jy kon sien, sy kus is deur Rome gery verby die Colosseum, verby al daardie plekke. So dit was verskriklik mooi, verskriklik luisterryk. Daar was ook verskriklik baie belangrike mense daar gewees. So van die mense wat daar was natuurlik groot leiers soos president Donald Trump en sy vrou Melania. Volodymyr Zelensky, die president van Oekraïne, was ook daar gewees. En daar was 'n baie belangrike oomblik gewees daar waar president Donald Trump en Zelensky met mekaar gepraat het oor vrede in Oekraïne. Dit was ook 'n baie simboliese beeld waar die twee leiers oorkant mekaar gesit het. Jy kon sien hulle het baie intiem met mekaar gepraat oor dit. En later toe hy uitgegaan het, toe was hy begroet deur al die mense wat daar was. Dit was werklik 'n mooi oomblik met verskriklik baie mense. Die hele diens het omtrent so 90 minute geduur en ja, hy is daarna begrawe. Dis alles verby, maar daar was duisende mense wat kom eerbetoon het vandag. Daar was studente van kerke, een van die mense wat daar was 90 jaar oud en hy het net vertel van hoe dit vir 'n baie belangrike oomblik was. Hy het in die kerk gedien en sy kinders het seker gemaak dat hy daar gaan wees op vandag. Baie dankie. Dit was dan ons joernalis Marlenae Forsie. Die DA sê hy het aanvullende hofstukke by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien in die saak teen die BTW-verhoging. Terwyl die minister van Finansies, Enoch Godongwana, donderdag aangekondig het dat hy 'n wetsontwerp op tariewe sal voorlê om die BTW-verhoging om te keer, wil die DA hê dat die Hooggeregshof spesifiek 'n bevel uitreik om die BTW-verhoging te stop. Die DA is van mening dat die minister van Finansies se aankondiging nie genoeg is nie, aangesien dit eers kan gebeur sodra die nuwe wetsontwerp deur die parlement aanvaar is. Die party beweer dat ondanks Godongwana se aankondiging die BTW-verhoging steeds op 1 Mei in werking sal tree, tensy die hof spesifiek 'n bevel uitreik om dit te verhoed. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen vir hulp om 3 beamptes op te spoor wat vermoedelik vermis word. Die 3 konstabels, Linda Qebekulu, Keamogetswe Buys en Boipelo Senoge, is Woensdag laas by die Engine Garage naby die Grasmeer Tolhek op die N1 in Gauteng gesien. Die polisiekonstabels het in 'n wit Volkswagen Polo sedan met registrasienommer JCL 401 FS gery. Hulle was op pad van Bloemfontein na die gebied waar hulle ontplooi is in Limpopo toe hulle vermis geraak het. Die adjunkminister van polisie, Castle Matale, sê 'n polisielid wat van moord beskuldig word, het bedank. Sersant Mandla Buthelezi word beskuldig van die moord op Chesney Kepler. Kepler was 'n lid van die Gautengse misdaadvoorkomingseenheid. Buthelezi is in aanhouding en sy verhoor sal in Junie in die Pretoria Landdroshof voortgaan. Matale sê daar word streng opgetree teen polisielede wat by misdaad betrek word.
Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het planne uiteengesit om landbouhandel tussen Suid-Afrika en Oekraïne te versterk. Hy sê Oekraïne het reeds belangstelling getoon in sitrus- en beesvleisprodukte. Steenhuisen het gepraat tydens die amptelike besoek deur die Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan die Uniegebou vroeër hierdie week. Zelensky moes egter sy gesprek met president Cyril Ramaphosa kortknip weens 'n massiewe Russiese missielaanval op sy land. Die student wat tydens studenteoproer by die Walter Sisulu Universiteit dood is, Sisonke Mbolekwa, is vandag in sy tuisdorp Masakala naby Matatiele in die Oos-Kaap begrawe. Mbolekwa is tydens die protes doodgeskiet terwyl 2 ander studente beseer is. Honderde rouklaers het die begrafnis bygewoon en Mbolekwa beskryf as nederig, gefokus en intelligent. Volgens sy familiewoordvoerder was hy 'n baken van hoop vir die gemeenskap en wou hulle sosio-ekonomiese omstandighede verbeter. Die registrateur van die tersiêre instelling sê dat dissiplinêre stappe gedoen is en dat klasse aanlyn voortgaan met klasbywoning wat vanaf 5 Mei hervat word. Sprekers het gevra dat die universiteit en studente hul verskille vreedsaam oplos en voortgaan om uitnemendheid te bevorder. Dis dan die tyd vir breek, bly geskakel. Welkom terug. Die Lions het die Ierse span Connacht 26-7 geklop in 'n Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting in Johannesburg. Die Lions was rustyd 11-0 voor en die oorwinning het die span se krale kans om die uitspelronde van die kompetisie te haal lewendig gehou. Dis hier waar die Afrikaanse nuusspan eers groet. Ons vra weer eens om verskoning vir vanaand se tegniese uitdagings. Môre aand 6:15 is ons terug op SABC2. Totsiens.